Goeiemôre, goeiemôre, goeienaand en welkom by Straatwys. Ons ken daardie bekende woorde van Jesus waar hy gesê het, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou kragte. En ek het nog altyd gewonder, waarom het Jesus nie net gesê, jy moet God lief hê nie? Net so, hoekom al daardie ekstra woorde van jou hele hart en siel en jou hele verstand en al jou kragte? Want dit klink amper soos iemand wat nie net 'n antwoord soek nie, maar 'n volledige teenwoordigheid. Want ons leef vandag in 'n wêreld van gedeeltelik wees. Ons luister af en ons werk af en ons rus hier 'n bietjie en ons bid daar 'n bietjie. Ons eet terwyl ons op ons fone is en ons praat met iemand, maar dink reeds aan die volgende afspraak. Ons leef oral behalwe waar ons is. Moderne sielkunde noem dit fragmentasie. Jou aandag is soos 'n glas wat op die vloer geval het. Die stukkies lê oral rond. Jou liggaam is hier en jou gedagtes is by gister en jou emosies is by môre. Geen wonder ons is so uitgeput nie. Interessant genoeg sê Oosterse wysheid dat die mens se grootste lyding begin wanneer sy energie in te veel rigtings gelyk trek. Wanneer liggaam, verstand en gees nie meer in dieselfde ritme beweeg nie, verloor jy jou innerlike balans. En toe besef ek iets, miskien vra God nie in hierdie gebod omdat hy liefde kort kom nie. Miskien vra hy dit omdat ons heelheid kort kom. Die woord hele is dalk nie net 'n opdrag nie, dis dalk 'n uitnodiging. 'n Uitnodiging om weer een mens te word. Want wanneer jou hart een ding begeer, jou verstand iets anders dink en jou emosies iets anders voel en jou liggaam in 'n ander rigting hardloop, leef jy soos 'n orkes waar elke instrument sy eie liedjie speel, maar nooit same harmonie vorm nie. Maar wanneer alles in harmonie kom, begin daar mooi musiek ontstaan. En dit is interessant dat die Engelse woord integrity afkomstig is van die woord wat beteken heel of ongebreek. Ware integriteit gaan dis nie eers oor moraliteit nie, dit gaan oor innerlike eenheid. Dat wie jy binne is en wie jy buite leef, dieselfde mens word. En is dit nie presies wat Jesus hier beskryf nie? 'n Mens wat heel, op 'n volledige heel manier lief het. Nie net op 'n Sondag nie, nie net met emosie nie, nie net met kennis nie, maar met sy hele wese. En dan gebeur iets merkwaardig. Wanneer jy all in leef, begin jy ook in sync leef. Jy begin die ritme van God raak sien. Jy begin die ritme van mense verstaan. Jy begin die ritme van die natuur waardeer. Jy jaag minder, jy beleef meer. Jy probeer minder beheer en jy begin meer vertrou. Want liefde is nie blote gevoel nie. Liefde is volle teenwoordigheid. Dis waarom mense na 'n diep gesprek dikwels sê, ek het gevoel jy was regtig by my. Nie omdat jy al die antwoorde gehad het nie, maar omdat jy heeltemal daar teenwoordig was. Ek wonder of dit nie ook is hoe God na ons kyk nie. Hy soek nie net 5 minute van jou dag nie. Hy soek nie net jou stem in gebed nie. Hy soek jou lag en jou werk en jou twyfel, kreatiwiteit, jou pyn, jou drome, jou hele menswees. Want God stel nie belang in die afsonderlike kompartemente van jou lewe nie. Hy wil jou lewe integreer totdat alles dieselfde verhaal begin vertel. So miskien is die vraag vandag nie hoe lief het ek vir God nie, maar eerder hoeveel van my lewe is werklik teenwoordig. Want waar jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand en al jou kragte saamkom, daar ontdek jy iets ongeloofliks. Jy vind nie net vir God nie, jy begin ook jouself vind. En dalk is dit presies wat Jesus van die begin af bedoel het, om dit te sê vir ons, om in volledige heelheid saam met mekaar teenwoordig te wees met alles binne in jou. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saamstap, mooi loop.